van skade, gawe van God sonder mate. Ons sal saam die weg gaan, my Bybel en ek, halleluja, o wat 'n wonder van skade, gawe van God sonder mate. Ons sal saam die weg gaan, ja my Bybel en ek, halleluja, o wat 'n wonder van skade, gawe van God sonder mate. Ons sal saam die weg gaan, my Bybel en ek, prys die Here, ja o wat 'n wonder van skade, gawe van God sonder mate. Ons sal saam die weg gaan, my Bybel en ek, prys die Here, ja o wat 'n wonder van skade, 'n gawe van God sonder mate. Ons sal saam die weg gaan, ja my Bybel en ek. Ja, prys die Here, halleluja, dankie Here Jesus. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Baie dankie Here Jesus, halleluja. U die middelaar is, die versoener is, baie dankie, dat ons ook die Heilige Gees deelagtig kon word. Daarom wil ons verbly in dit wat Johannes gesê het, daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Gees. Dankie dat ons hierdie 3 as getuie het, halleluja, en dat hulle ook van ons getuig. Baie dankie, dat ons dan in hierdie dag weer so saam kan wees, om te hoor wat die woord van die Here aan ons sê, en Here laat ons waarlik dit sal doen, en sal praat wat die Heilige Gees ons inleer en lei, en dit is in die hele waarheid. Want die woord sê, julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. So baie dankbaar Here, dat daar soveel wonderlike verborgenhede in u woord is. Soveel wonderlike dinge, Here Jesus, wat deur die woord heen gespreek is en geskryf is, wat vir ons kosbaarhede is. Gee net aan ons genade, dat ons altyd deur die Heilige Gees alles reg sal verstaan, sodat u deur ons lewens verheerlik kan word. Halleluja. Ons prys u daarvoor. So bid ons in hierdie oomblik, Here Jesus, dat u elkeen wat 'n oor het, oor sal gee, wat kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Laat elke oor bestryk sal wees met die kosbare bloed, sodat almal die waarheid alleen sal inneem, en nie in geveinsdheid of in listigheid die leuen en die ydelheid deur dit sal ontvang in hulle binneste nie, maar vry daarvan sal wees in Jesus se naam. Laat ons ore sal oopmaak vir die waarheid van die woord, Here, want dis die enigste iets wat ons kan vrymaak van alles, en dis die waarheid. Eer u dat u dan ook u woord nou sal seën, en laat u naam verheerlik word, en ons prys u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar om in hierdie dag weer saam te wees. Ons groet julle almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ons wil vir die Here baie dankie ook sê weer eens vir sy onfeilbare woord. En ons is dankbaar dat ons hierdie wonderlike evangelie van vrede, die woord van God wat Jesus self is, dat ons dit kan versprei, en dat ons ook Joy Gospel Radio daarvoor kan gebruik. Ons dank die Here vir hierdie platform, en ons bid die Here sy seën op Pastor Barry en sy vrou Christel, wat hierdie werk begin het, en ons weet dat die Here sal ook vir hulle voorsien in elke behoefte. Halleluja. En ons dank die Here dat ons dan in hierdie oomblikke weer kan stil staan by wapenrusting,
Pastor, wanneer gaan jy ophou? Ek weet nie. As daar niks meer in die woord is nie. Nou, ek wil net dit sê, dat die woord is nog vol. Halleluja, prys die Here. Nou, ek is Pastor Flippie Gerber, en ek is die aanbieder van Pinksterkind. Baie belangrik, jy moet in Pinkster ingebore wees. Jy kan nie net by Pinkster aansluit nie. Jy moet in Pinkster ingebore word, om die dinge werke van die Gees en die dinge van die Gees reg te verstaan. Soos die woord van die Here ook al vir ons sê. Halleluja. En daarom wil ons net aangaan met die woord van die Here. En ek wil Efesiërs 1 versie lees, wat ek nou al baie gelees het, maar ek wil hom graag lees, want is vir my baie belangrik dat ons hom saam lees. Hy sê hierdie versie, ons het al daaroor gepraat, Efesiërs 6 vers 10, eintlik my broeders, word kragtig in die Here in die krag van sy sterkte. Hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. En daarom sê hy in die 13de vers, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. Nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Wat volbring het? Halleluja. Om die volle wapenrusting ten volle aan te trek. Nou, dit is om alles te volbring. Dit meen die volledige wapenrusting moet jy aan hê. En as ek hulle een kan noem, dit is, ons weet, lendene is die waarheid, borswapen is geregtigheid, skoene van die evangelie van vrede, skild van die geloof, helm van verlossing, die swaard van die Gees, die woord van God. Halleluja. Nou, hier in hierdie gedeelte wat ons nou al reeds gelees het, is dit baie duidelik dat die woord van die Here sê vir ons, dat sodat julle kan staande kan bly teen die liste van die duiwel. Nou, ek wil dit net weer 'n keer sê. Geen kennis, geen wysheid, geen liefde, geen krag, geen gesag. Ek kan alles opnoem. Halleluja. Kan jou beskerm teen die liste van die duiwel nie. Om te dink dat in die woord van die Here, in Genesis, ek gaan nie die verse lees nie, wat die woord van die Here gesê het, en die duiwel was die listiger as al die ander diere wat op die aarde was. Nou, dis een woordjie, listiger. Een woord. En hierdie een woord het die hele mensdom in sonde laat verval. En was die hele mensdom verdoem tot die hel. En nie een, nie Eva, nie Adam, kon teen dit staan nie. En reg deur die woord het ons gesien hoe baie manne en vroue val as gevolg van lustigheid. Ons sien dit in die Nuwe Testament. Ons sien dit vandag in die kerkwêreld. Pinksterkerk, al die kerke ingesluit. Nou, hoe die duiwel deur sy lustigheid die mense laat val om die leuen te glo. En dis wat Eva geglo het. Sy het die leuen ten volle geglo, wat die duiwel gesê het, julle sal nie sterwe nie, maar as julle eet, sal julle oë oopgaan, en dan sal julle soos God wees om goed en kwaad van mekaar, om goed en kwaad te ken. Klaar. Dis die leuen. En Eva glo die leuen. En hier gebeur iets interessant in die woord van die Here, en ek gaan dit net saam lees. Hy sê hierdie mooi woorde, dis in Lukas, halleluja, die 20ste hoofstuk, sê hierdie woorde. Kom ons lees dit net saam. Jy moet kyk, hoe het die vyand ook met die Here Jesus gewerk. Niks anderste as wat hy met Eva gewerk het. Niks anderste as wat hy met ons werk nie.
Hy het presies dieselfde ding gedoen met die Here Jesus. Hy sê hierdie woorde. Hy sê die 19de vers van die 20ste hoofstuk. Toe probeer die owerpriesters, en jy moet nou kyk wie dit doen, dit is die kerkleiers. En die skrifgeleerdes, hierdie dokters in godsgeleerdheid en professors in godgeleerdheid, en die een het hierdie graad en die ander een het daardie graad, en hulle word vandag dokters en dokters. Die Here weet, daar is soveel dokters op die platform, maar niemand raak gesond nie. Maar hulle almal 'n doktersgraad. En wat die ergste van alles is, daar is nie eens medies nie. Ja. Nou, gaan verder gaan. In daardie selfde uur, ek meen hulle het om die hande aan hom te slaan. Dit is interessant, hulle wil die hande aan die Here Jesus slaan, dit meen hulle wil hom uit die weg ren, maar hulle het die volk gevrees, want hulle het geweet dat hy hierdie gelykenis met die oog op hulle self uitgespreek het. Waar die een? Die gelykenis van die wingerd, waar die landbouer die landbouers uitgestuur het om te gaan werk. Ek meen hulle het gewerk, die wingerd is verhuur en die werk, die mense het begin werk en die landbouers is uitgestuur en ons weet wat gebeur het. Hulle het hulle doodgemaak en hulle weer 'n keer doodgemaak en toe hulle die seun sien, toe sê hulle hy moet dood. Nou, en hierdie gelykenis van die landbouer en die wingerd dat Here Jesus doodgemaak is wat die erfgenaam is. Daai gelykenis het die fariseërs en die skrifgeleerdes, die owerpriesters en die skrifgeleerdes, dit meen die mense wat die skrif ken, hulle het geweet hy het dit gepraat met die oog op hulle. Dis hulle wat dit doen. En dis 'n probleem, hulle moet hom nou uit hy het nie hulle name genoem nie, niks nie. Die woord noem wel die owerpriesters en die skrifgeleerdes, maar hy het nie vir hulle gesê dat dis hulle nie. Maar wat hier interessant is, dit wat die Here gesê het, maar hy het hulle aangekyk en gesê, wat beteken dan hierdie skrifwoord? Die steen wat die bouers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. Wie het hierdie steen verwerp? Die owerpriesters, die fariseërs, die skrifgeleerdes, hulle het Christus verwerp. En hulle het geweet, die Here praat nou oor hulle. En hoor wat sê hulle verder. Die woord verder. 20ste versie. En hulle het hom in die oog gehou en spioene gestuur wat geveins het dat hulle regverdig was. Dis nie interessant nie. Dis net vandag so in die kerkwêreld ook. Die duiwel stuur hierdie geveinstes in. En hulle gee voor dat hulle regverdig is. Maar hoor wat sê die woord. Wanneer ek na Korintiërs toe gaan, en wel die 2 Korintiërs 11, hoor wat sê die woord. Paulus skryf dit. Hy sê, die 13de vers, want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders, wat hulle verander in apostels van Christus. En geen wonder nie, want die duiwel self verander hom in 'n engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie, maar hulle einde sal wees volgens hulle werke. Hulle doen hulle voor as dienaars van geregtigheid. Wat gebeur hier? Nou, hierdie owerpriesters en die skrifgeleerders, hulle stuur hierdie spioene wat geveins het dat hulle regverdig was. Dit meen die kerk regverdig hulle om dit nou te gaan doen wat hulle wil doen, is om Christus uit die weg te ruim. Nou doen hierdie predikers hulle self voor as regverdiges en Paulus skryf oor hulle en hy sê, hulle is dienaars. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle voordoen as dienaars van geregtigheid nie.
Dit meen op die preekstoele vandag reg oor die wêreld staan daar dienaars van die duiwel wat hulle voordoen as dienaars van geregtigheid, en dit is hierdie mense wat hierdie dienaars en hierdie predikers wat daarna soek om die ware aanbidders, die predikers wat die waarheid van God se woord te verkondig, om hulle uit die weg te ruim, en die kerk is sterk besig om dit reg te kry. En hier kom die geheim. Hy sê, sodat hulle hom op 'n woord kon betrap. Op hoeveel woorde? Net een verkeerde woord van die Here Jesus. Dan kan hulle hom betrap daarop, en dan kan hulle hom uit die weg uitry. Net een verkeerde woord. Maar hoor wat sê die woord verder. Om hom oor te lewer aan die owerheid en aan die gesag van die gouverneur. Nou, halleluja, dit is vir my eintlik so wonderlik, want wanneer ek teruggaan na Efesiërs 16, dan sien ons die volgende, om hom oor te lewer, en nou sê die Bybel, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Hulle wil die Here Jesus oorlewer aan wat? Aan die owerheid en aan die gesag van die gouverneur ensovoorts ensovoorts. Dit meen die Here Jesus het 'n worstelstryd met hierdie owerpriesters van die kerk te doen, en met hierdie manne wat voorgee dat hulle manne van geregtigheid is, geveinsdes is ensovoorts. Dis die Here se worstelstryd, en die worstelstryd gaan oor die woorde van die owerpriesters en die woord van die Here Jesus. Dat het niks te doen met 'n fisiese of 'n geestelike oorlogvoering te doen nie. Niks, dit het alles met die woord te doen. Maar hoor wat sê die woord van die Here verder. En hulle het hom gevra en gesê, meester, ons weet, is interessant, die owerpriesters, hierdie skrifgeleerdes, ek meen hierdie spioene, wat geveinsd is, wat hulle voordoen as regverdig, hulle sê vir die Here Jesus, ons weet dat u reguit praat en leer, en die persoon nie aanneem nie, maar die weg van God in waarheid leer. Hulle sê, ons weet dit. Is nie interessant nie. Vandag is dieselfde. As 'n prediker die waarheid preek, sê hulle nie, ons weet hy preek die waarheid, maar hulle probeer hom vang op net 'n woord. Vra vir my, ek weet dit, net op 'n woord. Dit, pastoor, dit wat jy daar gesê het, dit is nie so nie. Op 'n woord. Oh, halleluja. En die woord van die Here gaan verder, en hy sê, hulle erken dat die Here die weg van God in waarheid verkondig. En die, ek wil amper sê, hierdie listige ouens, hierdie wat spioene is, wat geveinsd is, wat weet dat wat die waarheid is, 'n broer, hulle kom altyd, en dan wil hulle vir jou sê ja, pastoor, maar ek het nie verwag dat jy sal dit preek nie. Ek het dit daarom nie van jou verwag nie. Wat sê hy eintlik? Nee. Gooi net 'n ding die pad langs. Hy vra nie hoekom ek dit gesê het nie. Nee, pastoor, ek het dit nie van jou verwag dat jy dit gaan sê nie. Maar hoekom vra hy nie vir my nie? En hierdie mense kom sê, ons weet Here Jesus. Halleluja. Hy sê, is dit ons geoorloof om aan die keiser belasting te betaal of nie? Kyk waarmee kom hulle, kom met geld. En is dit nie die wortel van al die kwaad in die tye waarin ons lewe nie? Geld. Hoor wat sê die woord? Maar hy het hulle listigheid bemerk en vir hulle gesê,
waarom versoek julle my? Lustigheid. Hoe? Ons weet dat jy die waarheid praat, pastoor. Ons weet jy is 'n diensknegt van die Here. Ons weet jy is dit en ons weet jy is dit. Maar antwoord vir ons net hierdie vraag. Maar die Here Jesus sê, hy sê, maar hy het hulle lustigheid bewerk. En weet jy wat hier interessant is? Dat die owerpriesters en die skrifgeleerdes en daardie, ek weet almal wat met hierdie saak te doen gehad het. Nou, dis presies soos wat dit in die tuin met Eva gebeur het. Die duiwel het met sy lustigheid na toe gekom. Hier kom hierdie mense met hulle lustigheid na die Here Jesus. En hy sê, waarom versoek julle my? Dan die 24ste versie, wys my 'n penning. Wie se beeld en opskrif het dit? Hulle antwoord en sê, die keiser se. Toe sê hy vir hulle, betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom en aan God wat hom toekom. Hier is 'n interessante ding. Al hierdie klomp skrifgeleerdes en al hierdie klomp owerpriesters. Nou, ek wonder hoeveel van hulle het 10de betaal. En wat gebeur nou? Hoekom kon hulle niks aan die Here Jesus doen nie? Want hulle was self skuldig daaraan. Hulle betaal nie aan God wat God toekom nie. En nou moet hulle stil bly. Maar hulle het met hierdie lustigheid gekom om te kyk of hulle die Here nie kan vat op 'n woord. Betaal u en u disippels dan nie belasting nie. Wat? Net een woordjie. Belasting. En as ek die kerkwêreld vandag so kyk, dan wonder ek net, hoor wat sê die woord. Hy vra wie se opskrif is dit? En hy antwoord en sê, die keiser se. En hier is 'n baie belangrike ding. Nee. Is dit ons geoorloof? Dit meen ons as kerk. Want dis die owerpriesters wat en die skrifgeleerdes wat hierdie man gestuur het. Nee. Dit meen hy vraag eintlik uit die woord uit. Nee. Hy sê, is dit ons geoorloof om aan die keiser belasting betaal of nie? En die Here sê toe vir hulle wat gebeur. En nou sê die Here, nee, ons registreer eerder as 'n welsynsorganisasie, hoef ons nie belasting te betaal nie. Die Here het niks met jou welsynsorganisasie te doen nie. Die Here vra, nee, en hy sê, betaal dan aan die keiser wat die keiser toekom en aan God wat God toekom. En hulle kon hom nie voor die volk op 'n woord betrap nie. En verwonderd oor sy antwoord, het hulle geswyg. En nou wil ek teruggaan na Efesiërs. En dit is dat wanneer die duiwel met sy lustigheid jou aanval, want hy sê, ons het die wapenrusting, trek die volle wapen, sodat jy kan staande bly teen die liste van die duiwel. Die duiwel het dit met die Here Jesus probeer, en hy kon dit nie regkry wat hy met Eva gebeur het. Dis waarom Christus hom oorwin het. Want hy het hom met 'n woord oorwin. Halleluja. Met 'n woord het hy die lustigheid van die duiwel die nek ingeslaan. Eva nie. Sy wou nog gepraat het die hele tyd. En dis waar haar probleem vandaan kom. En nou wil ek dit weer sê, dat ons worstelstryd is teen die liste van die duiwel. Jy kan nie met 'n swaard en 'n spies in geestelike oorlogvoering hierdie liste van die vyand tot niet maak. Jy kan nie, al doen jy wat. Ek ben Christus kon dit nie eens doen nie. Die Here Jesus kon net al hulle verkeerd bewys het, as gevolg wat hy gespreek het. Halleluja. Maar die listigheid van die duiwel teenoor Christus het nie opgehou nie. Hy het met meer as een listigheid na die Here gekom om die Here Jesus te betrap dat hy iets verkeerd sê.
So, dis ons probleem. Dis waarmee ons besig is. Teen die listigheid van die duiwel. Halleluja. Dis waarom ek die wapenrusting moet aan hê, sodat ek kan staande bly teen die liste van die vyand. En teen wie? Teen die owerhede, teen die magte ensovoorts wat in die lig is. Moenie probeer wys wees nie. Sorg dat jy, wanneer jy spreek, dat dit woorde wat is wat die Heilige Gees vir jou in daardie oomblik gee. Halleluja. Menigte kind van die Here, ek kan dit gaan wys reg deur die woord, het geval, nie in sonde nie, het geval vir die listigheid van die duiwel. En hierdie listigheid het veroorsaak dat hy in sonde verval. By Eva en Adam was dit dieselfde gewees. Eva het geval vir die listigheid van die duiwel. En toe sy val daarvoor, toe beland sy en Adam in die sonde. Sonde is nie die groot probleem in ons lewe nie. Listigheid. En dit is waarvoor ons 'n wapenrusting het. Halleluja. Sodat ons kan staande bly teen hierdie liste van die duiwel. Vader, baie dankie vir die onfeilbare woord. Baie dankie, Here, dat die Heilige Gees ons leer en lei in die hele waarheid. En laat ons absoluut gehoorsaam sal wees aan die woorde van die Here. Here, nie op 'n woord kon die duiwel u mislei nie. Here, dit is so maklik dat iemand net 'n versie sê en dit verkeerd uitleg gee. Here, en dan wonder ons almal nou, wat gaan nou werklik aan, en ander struikel daaroor. Help ons, Here, dat ons waarlik die wapenrusting sal aan hê, sodat ons kan staande bly wanneer die duiwel met sy listigheid na ons toe kom. Ons eer u dat u woord ons leer, ons eer u dat u woord ons waarsku. Laat ons dan sal wandel soos wat u woord sê, en ons prys u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen.